Dankie Moira. En dankie ook vir almal wat hier is. Dis lekker om hier te wees. Dis 'n wonderlike dag en 'n wonderlike geleentheid en 'n mens voel sommer so tuis tussen jou eie mense. En so dankie ook vir almal wat vir die fees kom bywoon en wat saam kom luister vandag. So ek wil met julle gesels oor 'n tema wat dis een van daai goed is baie maklik om te sê. En is baie maklik om te sê dis 'n oulike idee, maar dis bietjie moeiliker om te sê wat doen 'n mens nou? Hoe doen 'n mens dit prakties? En ek wil begin met 'n storie. Ek het vir my kinders gesê hulle moet mooi luister want ek gaan 'n storie vertel van 'n monster. En ek wil begin daarmee. Ons ken die storie van Odysseus, die Griekse koning of die koning van Ithaka wat die bekende Trojaanse perd uitgedink het, daai plan gemaak het hoe hulle uiteindelik Troje gaan inval en hy was bekend daarvoor dat hy 'n wyse man was en 'n dapper man. En die verhaal natuurlik wat opgeskryf is in die boek die Odysseia, of in Engels the Odyssey, gaan oor Odysseus se reis huis toe, na die oorlog, na die inval op Troje. En een deel van hierdie verhaal is Odysseus nou op pad terug, en hy word in kennis gestel dat vir hom om by die huis uit te kom, om met sy skip by sy bestemming uit te kom, moet hy hier op hierdie bepaalde seeroute vaar, maar niemand wat daardie route al gevaar het dit al oorleef nie, want daar is seemonsters. En twee seemonsters in besonder, die een se naam is Scylla en die een se naam is Charybdis. En Scylla is 'n groot monsteragtige maalkolk wat skepe intrek. As jy naby hom kom, dan suig hy jou in en die skip word nooit weer gesien nie. En Charybdis is 'n draak met 7 koppe. 'n seemonster met 7 koppe. En hy moet tussendeur hierdie twee monsters gaan om by sy bestemming uit te kom. En Odysseus het eintlik besef, maar dis vir hom belangrik genoeg om by sy bestemming uit te kom, dat hy hierdie monsters sal trotseer. Maar hy besef toe ook, hy dink die rede waarom mense hierdie roete nie maak nie, is omdat hulle plan nie reg is nie. En sy sommetjies het vir hom gesê, hoewel al twee monsters baie gevaarlik is die monster met die 7 koppe waarskynlik minder gevaarlik as die maalkolk. Want as die maalkolk jou skip intrek, dan is jou hele skip en jou bemanning en almal is weg. En die monster met die 7 koppe gaan dalk 'n klomp van jou mense opvreet, maar jy gaan miskien verbykom. En so Odysseus se plan was, moenie in die middel van hierdie twee monsters verbyseil nie. Seil so 'n bietjie nader aan die monster met die 7 koppe, die draak of die 7 kop monster, as aan die maalkolk. Wat hy toe uiteindelik gedoen het, en die monster het 'n klomp van sy bemanning opgevreet, en klomp mense is dood, maar hy het uiteindelik oorleef. Sy skip het by sy bestemming uitgekom. Nou, ek vertel hierdie storie, want dit is 'n belangrike lesie, ook in ons westerse geskiedenis. 'n paar 100 jaar later het Aristoteles, wat nou 'n paar 1000 jaar terug geleef het, oor hierdie storie vertel, en hy het dit saamgevat in wat hy beskryf as die goue middeweg. Nou, een keer het iemand vir my gesê, die belangrikste woord in die Afrikaanse taal is die woord balans. En ek het vreeslik baie daaraan al gedink sedertdien, en hierdie is eintlik 'n bietjie van 'n lesie daarvan. En die goue middeweg, soos wat Aristoteles dit beskryf, is enige deeg, dink maar aan 'n deeg, 'n goeie eienskap, is altyd 'n balans tussen twee ekstreme. En daar's baie voorbeelde daarvan. Een daarvan wat ek graag van hou is dapperheid. Maar dapperheid is 'n balans tussen twee ekstreme. Aan die een kant, as jy 'n gebrek aan dapperheid het, dan is jy lafhartig, dan is jy 'n lafaard. Maar as jy te veel daarvan het, dan is jy roekeloos. En so die antwoord is om die middeweg te vind. Wanneer jy moet lafhartig genoeg wees, maar roekeloos genoeg wees, dan is jy dapper, soos wat jy veronderstel is om dapper te wees. En so kan jy dink aan enige eienskap, dink aan humor. As jy te min humor het, dan dink mense jy's droog en jy's 'n onaangename mens. Maar as jy te veel daarvan het, is jy 'n nar en niemand neem jou ernstig op nie. So enige eienskap moet 'n mens die balans vind. En die lesie dan nou daarin is ook wat Odysseus vir ons leer, is die balans is nie altyd presies in die middel nie. Partykeer moet jy bietjie die kant wees van die middel en partykeer bietjie daai kant, afhangende van die omstandighede. En ek wil nou iets daaroor sê. Nou, as ons dit terugtrek na Suid-Afrika toe, daar is al baie gesê oor hoe sleg dinge gaan in Suid-Afrika. Ek dink nie, ek hoef vir enigiemand hier te sê, Suid-Afrika het probleme nie. Ons het onlangs 'n verslag daaroor gepubliseer, en ons samevatting is, jy kan die krisis eintlik in 3 opskrifte opsom. Aan die een kant is daar net eenvoudig destruktiewe beleidsidees, wette wat regtig net dinge slegter maak. En die rede daarvoor is, daar's 'n regering in hierdie land
wat glo die enigste weg na welvaart is rasgebaseerde herverdeling. Daar is niks anders nie. Daar is niks anders wat gedoen moet word nie en enigiets anders is sleg. En daarom sit ons met goed soos dreigemente oor onteiening sonder vergoeding, nie net dreigemente nie, dit het in sekere gevalle al gebeur, grondgrype, die soort goed. En dan wette soos die Bella-wet, die nasionale gesondheidsversekering, ons ken al hierdie stories. So ons het net slegte wette. Dis die een deel van die probleem. 'n ander deel van die probleem is staatsineenstorting. Net die staat wat nie sy werk doen nie, sy mees basiese funksies. En ons sien dit ook, ek hoef nie vir julle die getalle te gee nie, maar ons sien dit in die moordsyfers, ons het nou net daaroor gepraat, die misdaadsyfers. Ons sien dit in die staat wat nie elektrisiteit kan verskaf nie, die waterkrisis. Die een studie het bevind in Suid-Afrika omtrent 40% van drinkwater gaan verlore weens water wat gesteel word of gemors word. Pype, ons almal ken die pype, die water wat so in die strate afloop. En van die drinkwater is omtrent 46% gekontamineer en omtrent 67% van waterfasiliteite wat water moet versorg en skoonmaak is op die rand van ineenstorting. So as die staat nie water kan voorsien nie, dan kan die staat niks doen nie. Maar die ding, dis die tweede punt. Die derde punt is minderhede wat geteiken word. En dis nie net minderhede nie, dis wit mense veral en Afrikaners in besonderhede. En ons sien dit met die rassewette, ons sien dit met die meer as 140 rassewette, ons sien dit met onteiening sonder vergoeding en dan die minister Zweli Mkhize wat uitdruklik gesê het, as hulle grond vat, gaan dit wit mense se grond wees. En ons sien dit met Kiel de Boer, weer eens, ons ken hierdie stories. Maar 'n belangrike punt om te verstaan is, hierdie krisis of krisisse is nie eintlik die krisis nie. Dis eintlik, mens verstaan dit beter as jy dit verstaan as simptome van 'n krisis, van 'n dieperliggende krisis. En die dieperliggende krisis hou verband met 'n paar goed. Wat eintlik beteken hierdie krisisse wat ons beleef is eintlik onafwendbaar. Dit is 'n natuurlike gevolg van 'n dieperliggende probleem. Die dieperliggende probleem is 'n kombinasie van 'n paar goed. Die land is baie groot. Vir ons is Suid-Afrika net Suid-Afrika. Maar as jy net kyk, as jy dit vergelyk met die VSA, 19 van die Amerikaanse state kan binne in Suid-Afrika inpas. Suid-Afrika is omtrent so groot soos Wes-Europa. Dis 'n groot land, dis die eerste. Die tweede is, dis glad nie 'n homogene land nie. Dis een van die mees diverse streke in die wêreld, kan 'n mens sê. En daar is al studies daaroor gedoen, dis logies, maar daar's ook al navorsing daaroor wat sê, veral in groot lande, hoe meer homogeen dit is, hoe meer vrede is daar. Met ander woorde, hoe meer dieselfde die mense is, daarteenoor hoe meer verskille daar is, kultuurverskille en so voort, hoe meer spanning is daar. So dis 'n groot land, dis 'n baie diverse land en dis 'n arm land. Dis 'n land met baie hoë armoedevlakke wat eenvoudig op die liberale idee van demokrasie geregeer word. En demokrasie is eintlik 'n stelsel wat sê dis 'n vraag en aanbod stelsel. So daar moet 'n aanvraag wees van die mense vir 'n bepaalde stelsel of 'n bepaalde beleidsraamwerk en dan moet daar 'n party wees wat sê ek gaan dit vir jou gee. En die probleem met 'n land so arm soos Suid-Afrika met sulke hoë vlakke van werkloosheid is dit een party wat sê stem vir my en ons gaan seker maak dat daar 'n goeie beleidsraamwerk is, dat jy jou eie besigheid kan begin, laat daar vryheid in die mark is, dat eiendomsreg beskerm sal word, dat as jy hard werk gaan jy sukses kan maak en dan jy 'n ander party wat sê stem vir my en ek gee vir jou geld. Stem vir my en jy gaan 'n huis kry. Stem vir my en jy gaan maatskaplike toelaag kry. En in 'n sekere sin, dan is die vraag, kan jy regtig die mense blameer as hulle stem vir sosialisme, as hulle nie geld het nie, as hulle in armoede leef? So dis 'n bose kringloop. Want die mense stem vir 'n party wat destruktiewe idees implementeer en daai destruktiewe idees vererger die omstandighede, dan raak die mense net meer desperaat. En dis die krisis wat ons het. En nou die vraag is nou, wat nou? En by Lex Libertas, Moira het nou gesê, is 'n nuwe inisiatief wat ons begin het so 'n paar maande gelede. Ons kernfokus of ons hoofargument is die politieke stelsel in Suid-Afrika moet verander. Nou daar's baie ander goed wat ook gedoen moet word. Ons moet veg vir ons regte, ons moet hof toe gaan, ons moet al hierdie goed doen. Ons moet as gemeenskappe georganiseerd wees. Maar die een ding wat ek dink ons bietjie agterweë laat op hierdie stadium, as Afrikaners, is om ons op 'n groter vlak en op 'n meer indringende wyse te beywer vir een of ander vorm van selfbeskikking. Nou selfbeskikking kan baie verskillende goed beteken en mense vra altyd maar hoe lyk dit? Nou daar's verskillende weergawe daarvan. Die
Die ekstreme weergawe of die maklikste om te verstaan is ons soek ons eie republiek, ons soek ons eie land, met ons eie regering, ons eie president. Maar daar's ander forme ook van 'n meer gedesentraliseerde regeringsstelsel. En dit kan iets wees soos 'n federasie wat Amerika ten minste in teorie het, lande soos Switserland ensovoorts waar gemeenskappe hulle self in 'n groot mate regeer. Dit kan iets wees soos territoriale autonomie. Die Suid-Tirolers is 'n voorbeeld daarvan, is 'n Duitse gemeenskap in Italië. En hulle regeer eintlik hulle self in 'n groot mate, hoewel hulle deel van Italië is. Hulle maak hulle eie wette, hulle het hulle eie parlement, hulle besluit wat met hulle belastinggeld, hoe dit aangewend moet word, hoewel hulle deel is van die groter Italië. Dit is 'n vorm daarvan. En daar's ander forme, kulturele autonomie, wat eintlik sê 'n bepaalde kultuurgemeenskap wat dalk verspreid is oor 'n groot grondgebied, moet hulle eie wette kan maak wat op hulle eie mense van toepassing is. So verskillende volke wat in een land woon, het so al hulle eie bevoegdhede. So daar's verskillende forme en ek dink ons moet al hierdie forme ernstig opneem. Ek dink nie, dis waarskynlik voortydig om net te sê daai ene, dis waarvoor ons gaan. Ek dink nie hulle is noodwendig op hierdie stadium wederzijds uitsluitlik dat as ons nou sê ons beywer ons argumentsonthaalwe vir 'n vorm van territoriale autonomie, dat ons nou moet teen die ander nou standpunt inneem. Ons moet dit vir die verskillende goed moet ons beywer. Maar om dit terug te trek na die storie van Odysseus toe. Daar's miskien ander woorde wat mense kan gebruik, maar ek dink ons moet onsself iewers plaas op die balans tussen instandhouding aan die een kant en ontwrigting aan die ander kant. Instandhouding is eintlik om te sê, en instandhouding is 'n goeie ding natuurlik, is om te sê, daar sekere goed wat ons moet beskerm. Daar sekere goed wat vir ons belangrik is op hierdie stadium en ons moet seker maak ons beskerm dit. Ontwrigting is om te sê, ons gaan nou veg, ons gaan nou ons oorwend tot meer drastiese optrede. En die probleem is as jy op instandhouding fokus of uitsluitlik, dan sal geen ruimte vir ontwrigting om meer ingrypende soort goed te doen nie. En as jy te ontwrigtend is, dan plaas jy alles wat jy het op risiko. En dis 'n tema wat natuurlik baie relevant is. Daar's baie oorlogsmetafore daaroor in die wêreld van oorlog en militêre strategie. Karl von Clausewitz het nogal hieroor geskryf, die Pruisiese generaal, die bekende militêre strateeg in sy boek On War, soos dit nou in Engels vertaal is. Clausewitz sê die ding van oorlog is die persoon wat verdedig het die voordeel. Dit is makliker om te verdedig as om aan te val, want as jy verdedig, ken jy die terrein, jy's gewoond daaraan, jy kan beplan wat jy gaan doen ensovoorts. So in 'n sekere sin is dit beter om te verdedig as om aan te val. Maar die probleem is, die ou wat verdedig gaan nooit wen nie. So die voordeel van om op die aanval te gaan, is jy neem inisiatief. Jy neem inisiatief met dit wat jy doen, en dit is uiteindelik wat nodig is om te wen. Nou goed, oorlogsmetafore kan dalk gevaarlik wees, want nou klink dit of mense sê ons moet die wapen opneem, maar ek dink daai balans tussen verdedig en aanval, jy moet albei doen, maar jy moet iewers jouself plaas. En dit wil ek terugtrek na ontwrigting aan die een kant, of ontwrigting aan die een kant en instandhouding aan die ander kant. En ek dink ons op daai spektrum is ons op 'n punt waar ons onsself naby aan die middel moet plaas, want albei is belangrik. Maar as ons dit eenvoudig sien, en ek weet dit is meer ingewikkeld as dit, maar as ons dit eenvoudig sien as 'n reguit lyn, dan sal ek reken ons moet nader aan die ontwrigting kant wees op hierdie stadium as aan die instandhouding kant. Bedoelende ons gaan moet bietjie nek uitsteek en kop uitsteek en bietjie goed sê wat ons nog nie vroeër gesê het nie. En ons gaan moet goed doen wat ons nog nie vroeër gedoen het nie. Omstandighede is besig om te verander, omstandighede in die land is besig om te verander en dit is nodig vir ons en omstandighede in die wêreld is besig om te verander. En dit is nodig vir ons om dit in ag te neem. En nou is die vraag, goed, wat doen ons nou? Nou in 'n sekere sin dink ek wat gedoen moet word is op 2 vlakke. Daar's dalk beter woorde, maar in 'n sekere sin op 'n mikrovlak en op 'n makrovlak. Op 'n mikrovlak, wat ek daarmee bedoel is die bepaalde beleidsomgewing waarin ons is, of die bepaalde stelsel of orde waarin ons is. Daar binne is daar baie goed wat gedoen moet word. En ek verwys tipies na die soort gevegte wat ons moet veg elke dag. Ons moet veg teen slegte wette, ons moet veg teen, sê nou maar, onteiening sonder vergoeding, ons moet veg teen die Bella-wet, ons moet veg teen nasionale gesondheidsversekering, teen die rassewette. Dis alles goed wat op ons afgedwing word. Ons kan dit nie los nie, ons kan dit nie ignoreer nie. Dis binne in die bepaalde stelsel. En ek dink ons doen dit redelik goed.
Die tweede deel is iets wat ek dink ongelukkig tot op hede taamlik afgeskeep word. En ek sal graag wil sien dat ons meer daaroor moet uitgesproke raak, is om te sê, maar jy kan ook net so lank van binne af die stelsel teen 'n bepaalde stelsel veg. Terwyl hierdie goed waarteen ons veg is in baie opsigte 'n gevolg van 'n bepaalde stelsel. Die krisis wat ons het is nie sommer net dat hier nou 'n slegte wet op die boek is of dat die parlement 'n slegte besluit geneem het nie. Daai slegte besluite word geneem omdat ons in 'n bepaalde krisis is. Nou as ek vinnig 'n metafoor daaroor kan gebruik, ek het 'n vriend wat 'n baie goeie navorser is en ons het vir 'n week lank gestry oor 'n ding en toe kom ons agter ons stem eintlik saam. Nou die gestryery of die argument het gegaan oor hoe verstaan 'n mens daai opstande wat in Natal gebeur het, so 3-4 jaar terug. Seker nou 4, dalk 5 jaar terug. Daai gewelddadige opstande nadat president Zuma, die oud president, nadat hy tronk toe gestuur is. En my vriend se argument was dit was beplan. Iemand het dit georkestreer of geïnisieer. En my argument was die omstandighede was daar, dit was net 'n kwessie van tyd voor dit gebeur het. En uiteindelik het ons mekaar gevind op die metafoor van 'n blikkie Coke. En die vriend sê toe vir my, dit het gebeur omdat iemand suiker in die Coke gegooi het. Die Coke sou nie oorgeloop het, dit sou nie opgebruis het as iemand nie suiker in gegooi het nie. En my antwoord daarop was toe, maar dit sou nie oorgebruis het as dit nie Coke was in die eerste plek nie. So in 'n sekere sin, dis eintlik albei, daar was Coke en iemand het suiker in gegooi. As dit net water was, met ander woorde as die land nie in hierdie groot krisis was nie, en iemand het die mense probeer opstook om gewelddadige betogings te hou, dan sou dit nie gewerk het nie. Maar die omstandighede is daar vir hierdie soort goed. So ons, in 'n sekere sin, as ek dit daarna deur kan trek, moet ons onthou, ons geveg teen die Coke wat opbrys, maar ons moet onthou dit brys op omdat dit Coke is in die eerste plek. En daarmee weer eens, dit trek terug na die politieke stelsel toe, is ons het 'n stelsel in hierdie land, of 'n bepaalde politieke orde, wat so ingerig is, dat ons nie kan wen nie. Ons kan nie in hierdie orde wen nie. En wen beteken nie, ons wil wen ten koste van een of ander iemand anders nie, dit beteken nie ons wil een of ander iemand onderdruk nie, dit beteken ons wil net eenvoudig vry wees. Ons wil ons eie wette maak, ons wil ons eie reëls hê, ons wil as 'n gemeenskap ons eie kultuur kan beoefen, sonder dat ons geteiken word op grond daarvan. Ons wil, en dit is iets wat oor die eeue heen die norm was, dit is van duisende jare gelede af, dis net nou skielik, wat, as jy nou praat van selfregering, dan is jy nou skielik boos. Dis 'n nuwe verskynsel wat 30 jaar terug begin het. En ons moenie laat die hedendaagse populêre idee ons verwysingsraamwerk beïnvloed nie. Dit was oor die eeue heen, oor duisende jare, sedert die begin van die mensdom, 'n natuurlike ding eerstens 'n natuurlike ding vir mense om hulle self te organiseer in gemeenskappe, en vir mense om hulle kultuur lief te hê, hulle geskiedenis lief te hê ensovoorts. En tweedens vir mense om te strewe daarna om dit te beywer in een of ander vorm van selfregering. Vandag as jy dit sê, dan as jy nou kan sê hy's 'n slegte mens, en ek dink net ons moet ons nie daaraan steur aan daai soort kritiek nie, want wat ons doen is eerbaar, dit is nie boos nie. Goed, nou is die vraag wat doen ons, en dis die moeiliker deel. En my punt vandag is nou nie om 'n gedetailleerde plan uit te gee nie, maar ek wil tog 'n paar praktiese goed sê. Die een ding wat ons moet doen is, en dit is ten minste fokus vir Lex Libertas, vir die instelling wat ek verteenwoordig, is navorsing. Ons moet dink. Kom ek stel dit anders, ons moet ons breine gebruik, ons moet ons verstand gebruik. En ons as Afrikaners ons het vroeër die fout gemaak in die vorige bedeling, ten minste tot 'n mate, om ons verantwoordelikhede te abdikeer. Jy dink jy stem vir die regering en die nasionale partye is in beheer en hulle sal seker maak alles gaan goed. Jy hoef nie te bekommer wat jou kinders by die skool geleer word nie en al daai goed. So ons het in 'n sekere sin ons verantwoordelikhede geabdikeer. Maar ek dink ook vandag moet ons nie ons gesonde verstand abdikeer nie. Ons moet betrokke wees by instellings en organisasies ensovoorts. Maar ons moet nie dink dit beteken ek is nou lid van 'n organisasie, daarom het ek nie 'n rol om te speel nie. En daar's baie goeie idees onder ons mense, en ons moet ons idees slyp en ons moet navorsing doen oor oplossings. So dis die een deel daarvan. Die tweede deel is ons moet steenwerf. Ons moet ten minste vir hierdie idees, en ek sou sê een van die belangrikste goed is om hierdie paradigma te breek dat ons moet net binne in die bepaalde orde of binne in die bepaalde stelsel oplossings vind. Ek is oortuig een van die belangrikste goed wat ons as Afrikaners nou moet doen is om daai besef te maak dat om bloot te veg teen die gevolge van die stelsel gaan nooit vir ons 'n oplossing vind nie. So ons gaan moet breër dink. Ons moet steenwerf daarvoor,
maar ons moet ook steun werf vir die beginsel van selfregering. En ek dink ons sal verbaas wees om te sien hoe gefrustreerd baie swart gemeenskappe of swart volke in hierdie land is met die feit dat hulle kultuur nie gerespekteer word nie, dat hulle byvoorbeeld tradisionele leiers het wat deur die staat onderdruk word of nie erken word nie ensovoorts. En die idee dat die staat nie werk nie het goed ingesink. Almal weet dit. Almal wat 'n brein het, almal wat nuus lees weet dit. So daar's vir ons regte geleenthede om steun te werf onder Afrikaners, onder ons eie mense, maar om uit te reik na ander gemeenskappe. En ten minste net steun te werf vir die idee dat dit eerbaar is om jou eie besluite te maak. En dat die stelsel gedesentraliseer moet word, dat regering nader aan die mense moet wees, dat gemeenskappe 'n groter vlakke van vryheid of autonomie wil hê. Dis 'n eerbare ding. En ek dink daar's ruimte. Ek dink ons gaan mense kan oortuig as ons dit op die regte manier doen. So dis die tweede ding. Die eerste een is ons moet ons verstand gebruik, ons moet navorsing doen. Die tweede een is ons moet steun werf. En dan daarmee saam is ons moet de facto werklikhede skep. En dit kan op verskeie terreine wees, dit is verskeie vlakke. Praktiese voorbeelde daarvan is in plaas daarvan om te wag vir die polisie, moet ons eie buurtwagte stig, ons eie veiligheidsstrukture op die been bring. In plaas daarvan om te hoop die staat gaan die onderwysstelsel in stand hou, moet ons natuurlik daar waar ons is veg, maar ons eie skole, ons eie universiteite, ons ken daai storie, ons moet daai goed doen. En die een ding as ons praat oor de facto werklikhede wat ook bietjie meer omstrede is, maar dalk belangriker as al die ander goed, is demografie, getalle. So ek het so bietjie, is so amper 'n grappie, maar dis meer as net 'n grappie, wat ek partykeer vir van my vriende sê, die beste ding wat jy vir jou kind kan doen is om nog 'n kind te kry. Want dis een ding vir ons om te sê, ons wil hê daar moet Afrikaners in die toekoms wees, maar of daar Afrikaners in die toekoms gaan wees, hang van ons af. So 'n belangrike deel van die oplossing is ons moet kinders hê, en ons moet ons kinders goed groot maak. En dit voel soos 'n vreemde ding om te sê, maar dit is tog belangrik. Maar ook, weer eens, is 'n groot land, ons is wyd verspreid, en ek dink tog 'n deel van die oplossing is tog maar party mense gaan moet trek. Laat ons nader aan mekaar gekonsentreerd is. Dit help nie ons is orals in 'n land waar daar 60 miljoen mense is, wat baie groot is, orals in die minderheid nie. As ons plekke kan vestig waar ons in die meerderheid is, dan is dit soveel makliker om sekere goed net in die praktyk te doen. Nou Pretoria is al baie Afrikaners, ons kan baie goed in Pretoria omgewing doen, hierdie is 'n voorbeeld, maar ons is nog steeds 'n minderheid in die Pretoria omgewing. So dis 'n deel daarvan, is de facto werklikhede. Dan internasionale bewusmaking. Nou, die internasionale bewusmaking, ek dink mense weet instinktief dis nodig, maar jy kry ook dikwels die vraag, maar wat help dit nou eintlik? Nou, ons as Afrikaners was vir die laaste 3 dekades beskou as een van die booste groepe in die wêreld, net so 2 grade suid van die nasies, en ons almal ken dit, ek hoef nie vir julle die stories te vertel nie, dis eintlik bitter sleg en tragies en hartseer, om, ek wat nou sê net maar woordvoerderwerk doen, en dan kom jy in 'n radio-onderhoud op 'n SAFM of waar ook al, en dan sal die persoon dink hy kom ons tegemoet, en dan sal hy iets sê soos, ek verstaan wat julle sê is eerbaar, maar jy moet ten minste kan saamstem, jou ouers was bose mense, of jou oupa en oupa was bose mense. En dit is so inherent beledigend, om vir iemand te sê, jou voorouers is boos. Die punt is hulle was nie. En ons moet daarvoor kan opstaan. Maar wat nou besig is om te gebeur, en veral hierdie jaar, is die Afrikaners word skielik herontdek. En dit was vir my eintlik so lekker. Nou hierdie jaar was ek in Hongarye, toe 'n navorser wat by een van die groot sentrums in Hongarye werk, vir my gesê, hy het nou bietjie gedink oor die Hongare, en hy dink die Hongare is die Afrikaners van Europa. En hy het natuurlik daarmee 'n sekere goed bedoel, maar hy het dit eintlik bedoel as hy wil sy eie mense komplimenteer deur te sê, ons is eintlik net soos die boere, en ons het baie respek vir die boere. En vinnige staaltjie, ek's amper klaar, ek sien my tyd hardloop uit, toe ek vir Tucker Carlson ontmoet het in 2018, dit het seker maar toevallig so uitgewerk, want hy was baie opgewonde om 'n Afrikaner te ontmoet, maak nou nie saak wie dit was nie. En hy sê toe vir my, hy het groot geword met 'n bepaalde narratief oor die oorlog, ons vryheidsoorlog, dat die Engelse was reg en die boere was verkeerd. En dit het my asem weggeslaan. Hoe kan jy dink oor die oorlog en dink die Engelse was reg en die boere was verkeerd? En hy sê toe, hy weet dit ook nie. Toe lees hy 'n boek oor die oorlog en toe besef hy, maar die boere was reg. En hy is aan die boere se kant. En hy het dit in 2018 gesê, maar dis skielik is daar 'n nuwe belangstelling in die Afrikaners. Nou, die vraag is, wat beteken dit vir ons? Daar's tog
in die internasionale wêreld is erkenning tog 'n belangrike beginsel. Jy gaan baie moeilik dinge reg kry as jy nie internasionaal erken word nie. As daar nie internasionale erkenning is in die eerste plek dat dit wat jy doen legitiem is, dat dit 'n eerbare strewe is nie. Dis die begin. Net erkenning dat julle is geregmatig om te doen wat julle doen. Dis regverdig, dis billik. En dan tweedens natuurlik kan dit lei tot ander vorm van praktiese ondersteuning en beleggings en daai soort goed. So en dan die 5de punt is om daai soort ondersteuning of erkenning binne in Suid-Afrika en in die buiteland om dit om te skakel in praktiese aksie. Dit moet lei tot iets, tot praktiese optrede. Nou so dis so 'n paar goed wat ons moet doen. Ek wil afsluit net met 'n vreemde staaltjie. Ek het nou die dag vir iemand vertel, 'n baie omstrede TV-reeks wat so 'n paar jaar gelede op die TV was, genaamd Game of Thrones. Nou daar's 'n storie daar, die van julle wat dit gekyk het, as jy dit nie gekyk het nie, neem ek jou nie kwaadlik nie, waar twee van hierdie ouens wat sulke planne maak by mekaar sit. En hulle sit daar in die troonkamer en die een sê, hoorie, die ryk is besig om in duie te stort. En dan sê die ander een, maar wat is die ryk nou eintlik? En die antwoord daarop is, die ryk is 'n soort droom. Dis 'n droom wat ons aan mekaar bind. En as hierdie droom, ons weet dit werk nie, maar ons moet tog net vir mense laat glo dit werk, anders gaan daar chaos wees. En ons wil en chaos is 'n put. Dis 'n bodem, dis 'n put waarin ons almal gaan inval en wegraak. En dan sê die ander persoon, nee, chaos is nie 'n put nie, chaos is 'n leer. Dit maak nuwe geleenthede oop. En dit skep geleenthede vir die ou wat vernuwend dink. En ek wil julle daarmee laat en sê daar's chaos in die land op die oomblik. Maar ek dink nie die chaos in die land is noodwendig 'n put nie. Dis nie noodwendig 'n donker gat waarin ons gaan val en gaan wegraak nie. Want met die chaos het daar vir ons 'n klomp geleenthede oopgegaan. Daar's skielik wêreldwyd belangstelling. Ek dink onder Afrikaners het daar 'n soort ontwaking plaasgevind. Daar's klomp nuwe goed wat gebeur, nuwe geleenthede wat na vore tree. En wanneer dinge verander en die wêreld verander, dan is jou eerste instink is om te skrik, dis om kwaad te wees, dis om hartseer te wees, dis om ongemaklik te wees, want ons sien die deure wat toe gaan. Ons kan 'n paar jaar terug goed gedoen het wat ons nie meer kan doen nie. Daar was groter vlakke van vryheid 'n paar jaar terug as wat daar nou is. So daar het 'n klomp deure toegegaan en dit ontstel ons. Maar ons moet ook verstaan dat daar deure is wat besig is om oop te gaan. En as ons ingestel is op die deure wat oopgaan, dan gaan ons sien daar is vir ons geleenthede. So baie dankie julle.